grondslag vanaand hier in Albertine op die 16 Desember 2025. Ek sit hier by die engine motorhawe en dit was altyd 'n Shell, maar ek sien dit nou Estron Energy, maar die kookkamerkoekie is dan nog dieselfde. Baie lekker kos daarso. So ja, ek is onder die indruk dat ek vanaand gearresteer gaan word vir misdade wat ek nie gepleeg het nie. Is moeilik hier om te verduidelik. Aanvanklik gaan dit glad nie goed lyk nie. Almal gaan skepties wees, almal gaan sê dit moet hy wees, hy's op dwelms, hy's 'n fucking gemors, hy's mal, hy's waansinnig, al daai dinge. Maar sien ek beweer dat daar misdaad teen die mensdom plaasvind wat deur lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens sowel as baie maghebende figure van reg oor Suid-Afrika wat betrokke is, en dis 'n verskriklike lelike storie. Baie mense het al weggeraak deur die oorlog destyds op die Angola grens tussen die Suidwes Afrikaanse wat noem mense dit, proklamaat van Suid-Afrika wat ons bestuur het, waar ons geveg het teen die Angolese en die Kubane en die Aplaan, al die manne. Die polisie het 'n anti-insurgensie eenheid gehad in die naam van Koevoet. Daar was 'n sekere Koevoetlid wat 30 jaar na die oorlog nooit ophou om mense te skiet nie. Maar dit het nou hand uitgeruk. Duisende mense reg oor die land het in die afgelope meer as 30 jaar al weggeraak. Ek het op 'n wyse uitgevind wat te moeilik is om te glo. Ek sal eendag vir julle verduidelik, maar wat ek wel weet is dat ek gaan maar terug aan huis toe. Ek seker hulle het dwelms in die badkamer weggesteek. Ek hoor die polisie net nou sê hulle wil gou die badkamer bietjie mooi maak, maar toe is ek te vinnig terug want ek het gou winkel toe geloop op vorige middag. En dan ek weet waar daai dwelms is, as dit daar is. En dan ja, ek vrees dat daar 2 moorde dalk meer gaan plaasvind, waarvoor ek die blame gaan kry. Ek is destyds ek het 'n ontmoeting gehad met die allerhoogste vrou wat vir my gesê het in 2017 se gevaarlike moordbende is op pad om haar lewe te neem. Niemand kan haar help nie. Ek sê, maar kom dit nie die polisie toe nie, die polisie is ook betrokke. Geen mens kan vir haar iets doen, net God kan haar help. En ek kon dit nie verstaan nie. Ek bly sê niemand kan nie wees nie. Haar eie seun is betrokke. Een van haar seuns is minister van die hof. Hy gaan basies met 'n geweer in sy kop gedwing word om miljoene rande wat hy en sy broers moes erf, 2 broers, weg te teken. Terwyl hy heel soos 'n babietjie. Deur 'n ander broer het besluit het dat hy en sy trawante die moordbende, hulle is meer geregtig op haar geld alleenlik, hulle wil vir hulle self hê. Die ou wat agter dit alles sit is die Koevoetlid, hy was 'n baie manipulerende persoon en 'n afperser en 'n baie gevaarlike mens. Almal wat hom nog ooit in sy pad gestaan het, ook baie seer gekry of sommer net weggeraak. So sy superieur het sommer vroeg al geweet in sy loopbaan, hier sit hulle met 'n probleem, maar hulle kon hom nie hulle net laat gaan. En hy was 'n dodelik effektiewe soldaat, maar hy het bietjie na die oorlog bossies geraak en hy kon nie ophou nie. Ek ken nie hom persoonlik, hy was amper so 'n pa vir my. Hy was ook nou kwaad vir my, maar hy weet nie wat hier aangaan nie. Ek wens hy het geweet. Hy sal vir hulle baie kwaad wees dat dit gaan misluk. Want ek weet dit gaan misluk. Ek gaan wel gearresteer word, maar ek gaan ook wel loskom. Ek weet wat om te sê en waar om met my bewyse te vind dat ek onskuldig is. Ek het bevrees dat my foon van my afneem voordat ek dit kan. Ja. So ek gaan hierdie video ook nou maar laai en dan soos 'n voeltjie laat vlieg en hulle sê mos die waarheid is soos 'n leeu. Jy hoef nie te verdedig, jy moet hom net uitkom uit sy hok uit, hy sal homself verdedig. Nou die waarheid is uit. Elke slag as ek probeer sê, moord, geweld, die polisie is betrokke, mense raak weg, vat hulle my nou die eerste keer in 3 dae psigiatriese observasie in Mosselbaai Hospitaal. As ek daar uitkom, het ek onmiddellik 'n geskiedenis van mental health problems, soos ek moet my van 'n merwe. En onmiddellik is ek ongeloofwaardige getuie. My woord tel niks nie, ek kan nie 'n verklaring gee nie, hulle kan nie na my luister nie. Elke slag as ek probeer praat, ek kan nie besef hoe groot die omvang van die saak is. Ek dink daar is 2 of 3 vrot appels van 'n satellietstasietjie in 'n buurdorp. Maar dit lyk my hele Weskaap en amper reg oor die land. Baie lede is nie eers bewus daarvan dat hulle die grootste misdaadsyndikaat, mensenhandelssyndikaat, departement van sosiale werk is betrokke, korrektiewe dienste is betrokke, die shelters, ja, you name it, gevangene, ja, ek het gesê korrektiewe dienste. Dis 'n lelike storie en dan hulle vat al die ongewenste elemente uit die gemeenskap uit, mense wat nooit weer gemis sal word, soos weeskinders, te koppies wat hulle my nou gemaak het, hulle ruk het deel uit verband uit. Ek is betrap